Baie hartlike goeiemôre. Hier vanuit Magaliesburg, hier by Hartbeespoortdam, en ek Magaliespark. Laat ek net vir julle wys daarom actually hoe mooi is dit hier hoor. Kyk hoe speel die ouens golf. Ja, dit is 'n pragtige dag hierso. Dit is mooi en dit is so lekker om met jou te gou te kan gesels. Net so vir 'n oomblik. Hierdie is nou relatief onbeplan. Maar ons is nou nie hier vir die golf nie. Ek wens ek kon hier wees bietjie vir die golf speel, maar daar's nou nie ja, ons kom nou hier want ons is môre bedien ons bietjie daar by PPK Mooinooi. En ons is môreoggend daar, môre aand, maandag, dinsdag en woensdag aand is bedien ons daar 5 dienste en dis nou die Pinksterfees word nou gevier reg oor ons land hierdie week en daar's kerke wat dit volgende week doen en ja, en dit is net een wonderlike geleentheid wat ons het om dit te kan doen. Maar ek staan vanmôre hierso en terwyl ek en iemand gesels wie saam met ons hier is en ons gesels 'n bietjie oor die kerk en oor die bediening en oor al hierdie goeters, kom daar 'n ding in my hart op. Is ons as kinders van die Here, is ons as kerk, nou wanneer ek praat van kerk, moet julle my nou baie mooi verstaan, praat ek nie van denominasie nie. Ek praat van die liggaam van Christus. Is ons werklik nog, het ons nog waarde vir Pinkster? Jy weet, baie jare terug, nou, wanneer ek sê waarde vir Pinkster, dan verwys ek natuurlik mos nou na die Pinkstertyd en die uitstorting van die Heilige Gees. Ons het baie jare terug, as ek en my vrou, toe ons nog jonk in die bediening was ons 1 jaar uit met vakansie en ons was daar by Durban op die strand en daai jare kon jy nog lekker daar swem en dit was veilig geweest. Ek sê nou nie dat dit nie vandag is nie, maar dit was nog 'n bietjie anders as wat dit vandag is. En by Durban se hoofstrand was daar 'n plek, hulle het dit genoem van julle wat daai jare Durban ken. Ek dink dit was 'n Little Top of something. Dit was so 'n ronde ding op die strand waar 'n verhoog was. En dan tydens vakansies het die ouens daar soos weet sangkompetisies gehad en talentkompetisies en al hierdie tipe goeters. En wat so awesome was, ons was die dag daar op die strand en dit was werklik baie lekker. En 'n groot talentkompetisie en die strand het vol mense gesit hoor. Daar was baie mense. En daar was 'n ou klavier op hierdie verhoog. En jong, hierdie ene het dans gedoen en daai ene het dit gedoen. Die strand is vol mense en die mense fluit en skree en kinders swem en dis net lekker. Maar daar kom 'n jong seun, 'n jong man. Ek skat hom seker so 18, 19. En hy kom op die verhoog en hy klim agter die klavier en almal klap nou hande toe hom nou sê dis nou, kom ons sê nou maar Koos, so Piet is sy naam en hy gaan nou vir ons sing. En weet julle wat, daai jong man begin sing Amazing Grace. En weet jy, toe hy begin Amazing Grace sing, toe kom daar so 'n stilte. Jy hoor die sang en jy hoor die branders. Niemand fluit, niemand skree nie. En toe hy klaar is, toe staan daai mense op. Ek wil sê soos 'n standing ovation en klap vir hom hande. En weet jy, ek praat nou hier seker van so by die 30 jaar terug. En weet jy wat was my asemrowend, terwyl hulle so hande klap, praat die Gees van die Here met my en hy sê vir my, het jy gesien en ervaar wat die noem van my naam die atmosfeer verander. En weet jy, ek dink ek het so 2 Sondae na dit, of 'n maand na dit, dis nou 'n bietjie lank terug, so ek kan nie so lekker onthou presies hoe lank terug nie, na daai insident en daai dag daar, bedien ek oor, wat doen God nog aan jou? Weet, ons sê altyd dat, hy is die vloekbreker, hy is die een wie die atmosfeer verander, hy is die een wat
ag, hy's die blikmôre ster, hy's die soetroos van Saron. Maar dan wonder ek vanmôre, terwyl ek en hierdie persoon praat, en ons praat so oor die bediening en oor die kerk en die rigting van die kerk en goed is, kom hierdie ding by my op. Wat doen Pinksterfees nog aan jou? Jy weet, ek het 'n keuse gehad, die naaste wat ek in die golf kom, is hierdie hoetjie wat ek op het by die Titleist. Ek kon regtig waar my golfstel ingesit het en gesê, ag, weet jy wat, kom ons vat 'n paar dae af en ons kom speel golf, maar ons is hier om vir die koninkryk van God iets te doen. Ek dink wat ek probeer sê is wat doen, die vraag wat ek wil vra, wat doen die Pinkster nog aan jou? Wat doen die uitstorting van Pinkster nog aan jou? Het jy nog waarde? Ag, ek wil so ver gaan vanmôre. Ekskuus, ek moet nou kyk, die manne slaan bal, dat hulle nie die bal op my kop slaan nie. Wat doen net die geleentheid om by mekaar te kan kom en om te kan geniet die goddelike beweging en werking van die Heilige Gees? Is dit maar net nog iets wat, ag, weet jy wat, jy weet, mag die ouens wat gaan en hierdie dienste bywoon, ag, mag hulle 'n great time hê, maar ek dit en ek dat, en weet jy, onthou julle nou so 'n paar jaar terug toe ons COVID-19 gehad het, hoe die mense geroep en gesoep het, dat die kerk net moet oopmaak, dat geleenthede soos hierdie wat in een oomblik van ons al weggevat was, dat ons net weer daai geleentheid kan kry om weer net so by mekaar te kan kom. Ek dink wat ek probeer doen vanmôre is werklik om jou te motiveer om die tyd uit te koop. Nie net om op te gaan na die huis van die Here nie. Hierdie is dalk die laaste Pinksterweek tyd wat ons ooit kan vier. Weet jy, baie goed is besig om verby te gaan. Ons is in die finaliteit van tyd op hierdie aarde. Ons is in die doodstukke van tyd. Ons is in die finale dinge wat moet gebeur, wat tyd betref. En ek sê dit vanmôre, sodat jy kan weet, jy weet, wat doen net daai naam van die Here nog aan jou? Wat doen daai geleentheid wat jy het om nog in sy teenwoordigheid te mag kom? Kom ek sê vir jou, jy moet hoor wat hierdie pastoor sê, elke geleentheid wat ek en jy het om in sy teenwoordigheid te mag kom, alles is by jou huis waar jy bid, wat ek vir jou sê, is genade tyd van God af, hoor. En vanmôre is dit vir my hartverskeurend om net te dink dat dienste soos hierdie, ag, en sommer Sondag ook, en ek praat in die baie breë spektrum, sit kerkbanke rye en rye leeg, omdat mense, presies soos wat Jesus gesê het in die evangelie, toe hy die stad Jerusalem gaan besoek, en almal is bly, en almal is glorious, en almal is so bly oor wat gebeur het, en die Bybel sê, en Jesus het beginne ween, en hy sê die volgende sinnetjie, hy sê, Jerusalem, Jerusalem, hoeveel maal wil ek jou by mekaar maak, soos 'n hen na kuikens, maar omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Hy sê, sal al julle teen die vloer, grondvas verpletter. Ek sê dit vanmôre vir jou, met 'n baie spesifieke rede. Hierdie Pinkstertyd, ons is môre daar in Mooinooi, gaan nie oor ons nie. Ons is môre daar in Mooinooi, ja, in jou dorp, is daar 'n diens môre. Weet jy wat, dit is niks anderste as die gunstige tyd, wat God vir my en vir jou gee, om in sy teenwoordigheid te mag kom nie. Ek wil dit vir jou sê, die Bybelse is presies soos hierdie persoon nou hier so kom, en die Bybelse profesie is besig om tot 'n einde te kom. Miskien is hierdie ons heel laaste Pinksterfees
wat ons kan vier. Ek bedoel, van môreoggend af tot volgende Sondag aand, bedien ek 9 keer. Mense, weet jy, baie keer dink ek, Here, hoe is dit moontlik dat ons dit as mens kan regkry, maar die Here gee 'n mens krag en alle eer aan hom. Maar ek dink ek sien dit altyd oor die intensiteit en die erns oor tyd, soos wat ons tyd ken. Dit is asof ons dit net nie, en ons as mens, dit net nie genoegsaam begryp nie. En weet jy wat? Weet jy wanneer gaan mense werklik hierdie geleentheid mis? En die waarde van dit besef, en dit is wanneer dit nie meer daar gaan wees nie. En dan is die vraag, wat gaan ons maak as ons dit verloor het? Wat gaan jy maak as jy weer een Sondag by 'n kerk kom, nadat jy 17 Sondae gemis het? En jy gaan by die kerk kom en daar gaan niks aan nie, maar jy het dalk die wegraping gemis. Wat gaan jy maak as jy in steede van om na die huis van die Here te gaan jy gaan doen ander goeders. En jy kom dalk in 'n ongeluk of iets gebeur. Ek spreek dit nou nie oor iemand uit nie. Ek sê net vir jou. Ons leef so asof elke asem wat ons het, ons daarvoor betaal het. En elke geleentheid wat ons het, as wanneer ons dan nou in die huis van die Here kom, dan dink ons, weet jy wat, ons doen die wêreld te guns net om kerk toe te kom, en ons doen die pastore guns omdat ons na die huis van die Here kom en al daai goeders. So wat ek eintlik vir jou wil sê is vanmôre, wat gaan jy doen? Die tafel is gedek, ouens. Die tafel is gedek. Wat gaan jy doen? As jy so agter my kyk, as jy daar is mense, net hier agter my op die green besig om te pad. En weet jy, is my so sad, wanneer ons hier kom bly, en ons gaan bedien by, of het in Pretoria is, of in 'n mooi nooi, nou ry so in die oggende, gewoonlik so, kom ons soos ry 8:30, 9, hang af waar die diens is, dan is hierdie golfbaan, jy kan nie glo nie, hier van so 6:30 af, 6:15, slaan die ouens balle, dit is, dan lyk dit soos wat? En dan dink ek, Here, waarmee is die ouens besig? Besef die ouens nie, dat God gee vir ons soveel geleenthede, wat die Here sê, weet jy wat, dit gaan nie oor om kerk toe te gaan net omdat dit lekker is nie, maar dit gaan om te seker te maak dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe, om so te lewe dat jy die hemel gaan maak. En mense, goeters loop uit, dit raak erg. Ek weet hier oor 6 maande, as die Here vertoef om te kom, oor 1 jaar, en jy gedink, waar gaan ons brandstofprys wees, as dit so aangaan, as dit nie afgaan nie. Kyk, hy gaan ons met R3 af, dan gaan hy 2 weke later weer met R13 op. Dis ons maar Suid-Afrika. Wat gaan ons maak, ouens? Wat gaan ons maak? Jy loop vandag dan kry dit nuuswinkel toe. Jy koop 2 sakkies goed, dan is dit R1500. Dan sê Here, ek moet hy tolslip net mooi kyk, want ek kan nie glo dis R1500 nie. Mense, dit is die tyd waarin ons lewe. Dit gaan al hoe moeiliker word. Die Bybel sê, dat in die laaste dae, sal julle uit die geloof lewe. Mense, weet jy wat 'n challenge is dit? Want die Bybel sê self, hy sê dat sonder geloof, is dit onmoontlik om God te behaag. Hoekom neem ek hierdie livestream op? Net so vir 'n oomblik. Ek sê nou mos nou weer, ek was nou nie van plan om dit te doen nie, maar terwyl ons so gesels, sien, kom, let dit net op my hart. Ek glo die Here het op my hart gelê. Sê, wat gaan jy maak? Gaan jy vol verskonings wees? Gaan jy môre by die huis lê? Gaan jy môre vis vang? Gaan jy môre nou maar net sit, en jy maar nou net môre jouself nou maar net weet jy, ek het 'n bietjie me time nodig. Man, jy het die hele Saterdag, hoor. Jy het die hele Vrydag aan, jy het die hele Saterdag aan. This is a day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. En ek wil volstaan met dit, vir jou te sê. Julle wat in hierdie omgewing is, in Pretoria is ook nie ver nie, man. Julle wat in hierdie omgewing is, as jy regte, egte Pinkster, Heilige Gees, uitstorting wil beleef, man, klim in jou kar en ry. Ons kom vanaf Kaap toe ry met 'n vakansie. Wat is dit om 50 km ver kerk toe te ry? Jy weet, ons het, ek wil julle aanmoedig. As livestream kyker,
koop die tyd uit. Dis Pinksterfees. As jou pastoor nie een gaan hou nie, gaan besoek 'n ander kerk wat een hou en gaan geniet jouself. En doen dit, hoor. Gaan doen dit. En dan sê, Here, ek gaan op na die huis van die Here, ek en my huis, Josja, ons gaan die Here dien, ongeag wat die ander mag. Hou op ander kop, jy is nie monkey see, monkey do nie. Kom op na die huis van die Here en kom geniet jouself in God se teenwoordigheid. Dit gaan awesome wees. Mag die Here jou seën. En hou op klaar dat die goed nie werk nie. Kom op 'n plek waar die goed werk, man. Kom op 'n plek waar die, weet jy wat, ek kry nie voedsel vir my siel nie. Dis jou eie skuld. Kry 'n plek waar jy voedsel vir jou siel kry. Hoekom sê jy, why will you jeopardize your soul just to please man? Nee ouens, geen mens kan jou red nie. En Jesus is op pad, hoor. Ek sê nou vir julle, ek sê dit is so nie, maar dit sal my nie verbaas as hierdie die laaste Pinksterfees is wat ons gaan hou nie. Dit gaan my glad nie verbaas nie. Hoekom sê ek dit? Die tekens is teen die muur. Die profetiese tydsklok van God is besig om my te loop. Ek wil jou nooi, daar waar jy in jou dorp is, as jy in die omgewing van Mooinooi Brits is, kom nou op na die huis van die Here. Kom geniet dit. Ons gaan woes kerke, hoor. Dit gaan lekker wees. Die Gees van die Here gaan werk. Nie omdat ons daar is nie. Dit gaan goddelik wees omdat hy daar is. So ek wil jou nooi. Dit gaan awesome wees. Mag die Here jou seën. Vader, baie dankie. Here, dat ek gou met hierdie mense kon praat. Dit gaan oor U, Here. It's all about you, Lord Jesus. It is all about you. Ek bid, Vader, dat U elke kyker sal sien, elke liewe ene, en dat hulle sal weet, Here, hierdie is die gunstige tyd waarin ons leef. Ons het nodig om nou werklik waar, Here, die tyd uit te koop soos nog nooit van tevore nie, en dat ons kan staan op die wonderlike beloftes, want elke belofte in U is ja en amen. En ek bid, Here, dat You will come and bless us, that You will come and anoint us. En Here, ons nooi die mense reeds nou, in die Gees nooi ons hulle op tot die huis van die Here toe. Hulle wat in die omgewing is, Here, Johannesburg, Pretoria, Rodepoort, die Wesrand, Here, Brits is sommer net die oorkant die berg, en ek bid, Vader, dat hulle sal opkom. Ons nooi hulle, en ons dank U daarvoor, in die naam voor wie elke knie sal buig, en elke tong sal bely. Amen. Dankie dat jy gekyk het. Stuur gou hierdie boodskap aan, man. Die Here seën vir jou. Totsiens, hoor.